Hallo julle, dis ek Rafael Venter, julle goeie vriend vir wie julle baie lief is en ek is ook baie lief vir julle. Ja, ek is nou hier by my pa se werk. Ek sal hier die hele dag van die middag tot nou vandag. Dis nou letterlik 9 minute oor 11 uur in Israel in die nag. En ja, ek is hier by die conference room. Kyk net hoe mooi die plek lyk, sien julle? Kyk hoe mooi die hele plek lyk. Daar is 'n klein conference room net hier naby en dan is daar hierdie groot conference room waar ek nou in is. En kyk, ek geniet nou 'n lekker koppie koffie. Ja, ek verstaan dis laat. Vir die van julle wat seker dalk gaan sê dis laat. Ja, ek verstaan en ek weet dit. Maar ek gee regtig nie om nie. Ek is net so lief vir koffie, julle mense. So ek gaan doen net wat ek wil en ek gaan aanhou om koffie te drink. Maar ja, so ek is nou hier lekker by die conference room hier by my pa se werk. Vir die wat nie weet nie, my pa die tipe werk wat my pa doen is hy verkoop audiobybels vir mense oor die hele wêreld. Julle weet, soos vir mense wat nie regtig kan lees of so iets nie. Ja, hierdie maatskappy waar my pa werk verkoop audiobybels vir mense oor die hele wêreld sodat hulle sonder om te lees of so iets die gospel van Jesus Christus kan kry, sodat hulle gered kan word. Want die evangelie moet verkondig word, julle weet. Mense moet gered word, want Jesus kom terug binnekort. So ja, mense moet gered word. So dit is belangrik dat die Bybel versprei word. Al is dit selfs in sulke klein audio solar Bybeltjies. Dis wat hulle verkoop, sulke klein audio solar Bybeltjies. En ja, hierdie solar Bybeltjies is in, ek dink so 700 tale. Dis in baie tale, julle mense. En hierdie maatskappy is 'n Amerikaanse maatskappy natuurlik. Hulle het dit in Amerika begin. Dis genoem Mega Voice. Ja, en miskien een of ander tyd sal ek vir julle op 'n toer vat en vir julle soos die hele plek wys, maar nie nou presies nie. Ek wil net 'n bietjie met julle gesels, julle weet. Ek is lief vir julle en ek mis julle en dis vir my net lekker om 'n bietjie so tipe video te maak waar ek soos met julle so gesels, julle weet. Nou, ek het nie regtig 'n spesifieke topik om oor te praat nie, maar ek wil net hallo sê. So ja, weer eens, kyk, geniet nou my heerlike koppie koffie wat ek vir myself gemaak het in die kombuis. Heerlik. Dis baie lekker, julle mense. Julle weet ek hou meer van koffie as van tee. Soos hier en daar, een keer in 'n baie lang tyd, drink ek tee, maar ja, meeste van die tyd is dit koffie. Maar vandag, na 'n baie lang tyd, het ek eintlik 'n bietjie tee gedrink. Ek dink so 2 koppies. En ja, ek is so bly ek het dit gedoen, want ek drink amper nooit koffie nie, soos wat ek vir julle gesê het. Ek drink amper nooit tee nie, soos wat ek vir julle gesê het. Ek drink amper altyd net koffie. En dis eintlik nie goed nie, julle weet. Hierdie storie moet reggestel word, want ek drink ook baie koffie in die nag, en dan kan ek nie slaap nie. So die wat ek in die begin gesê het van, ek gee nie om nie, ek gaan aanhou om koffie te drink, dit is nie goed nie, ek moet omgee. Ek gee nie om nie, maar ek moet omgee, julle weet. Dit is nie goed om koffie te drink in die nagte nie. Dit dons mense hele gesondheid op. En mens wil nie dit hê nie, nee. So ja, as julle koffie in die nagte ook drink, dat weet my in die comments. En stel dit reg, asseblief. Vir julle eie bes wil, okay? Sodat julle nie ongesond word nie. Ek wil hê julle moet 'n mooi gesonde lewe lewe. So, ja. Ja.
Ek is nie presies seker wanneer ons gaan teruggaan nie, miskien iewers so 12 uur, 12:30, of miskien oor 'n halfuur van nou af, ons kyk maar, ek is nie regtig seker nie. Dit hang af wanneer my pa sy werk klaar maak. Hy's daar in die kantoor en hy werk daar voor sy rekenaar. So dit hang af wanneer hy klaar maak. Julle weet, wanneer ons terug huis toe gaan, okay? Ja. En hy maak gewoonlik baie laat klaar. Partykeer hierdie tyd en partykeer selfs later. Kyk, dis nou 14 minute oor 11, né? So partykeer werk hy tot hierdie tyd, dis al reeds baie laat, en partykeer werk hy tot 12 uur of 12:30 in die nag. So baie werk het hy, en hy moet ongelukkig ook gedurende die naweke werk. So ek kry hom so jammer, en dis ook vir my hartseer, want ek kan hom amper nooit sien nie, julle weet. Ek en my ma en my sussie, ons sien nie regtig baie van my pa nie. Net in die oggend 'n bietjie voordat hy werk toe gaan, en dan wanneer hy terugkom huis toe laat in die nag. Maar ja, kom ons praat nie nou te veel daaroor nie. Ek gaan vir julle sommer 'n kort toer gee van die conference room, maar nie nou van die hele plek nie. So, ja. So kyk, hier is die mooi plek. Sien julle? Dit is hoe die mooi plek lyk. Kyk na die pragtige foto's. Ek dink dit is so skilderye. Mense natuurlik het hierdie geskilder. Sulke mooi prentjies wat hulle geskilder het hier so. Ek sê julle, is pragtig. Kyk net hoe mooi. En hier is 'n lekker groot plek. Sien julle dit? Absoluut wonderlik. Ja, so die Here, ja. So die Here Jesus het regtig waar vir my pa geseën met 'n baie goeie werk. Ja, die plek lyk baie mooi en daar is letterlik 'n kombuis ook daar aan die kant, waar ek elke keer my koffie maak. Dit is amper soos 'n huis, jy weet. Dis nie regtig heeltemal 'n huis nie, dis mos 'n werksplek natuurlik, nee, maar dit het 'n paar goeders van 'n huis, soos kombuis, en 'n badkamer en alles. So ja, dis regtig baie wonderlik en dis vir my baie lekker om hier te wees. Daar is ook baie rus en vrede hierso. So ja, natuurlik kom ek nie hiernatoe elke liewe dag nie, maar dit gebeur baie kere dat ek kom. Baie kere. Partykeer kan my pa nie regtig vir my hiernatoe bring nie, want hy het net so baie werk om te doen, of partykeer werk die mense net tot baie laat, en dan kan hy nie vir my hiernatoe bring nie, ongelukkig. Maar ja, dit werk baie kere uit. So ja, julle mense. Ja. En ek wil ook vir julle laat weet dat finaal is ons skooljaar klaar. Ons skooljaar hier in Israel is nou klaar, en ons het nou vakansie vir 2 maande tot die 1 September. En dan gaan ons weer terug. Ek gaan weer terug college toe, julle weet, want ek studeer nou in college, ek is klaar met skool. Ek is mos nou 19 jaar oud, so ek is nou klaar met skool. Ek studeer nou in college, ek het nou klaar gemaak met college vir die jaar, en ek gaan weer terug college toe teen die 1 September. So ja, en dit is vir my baie lekker daar, ek het baie goeie vriende daar. Ongelukkig, glo my vriende nie regtig in Jesus nie. Hulle is nie regtig gered nie, so mens moet vir hulle bid. Maar ek het eintlik een vriend, net een. Een vriend wat 'n Oekraïense-Israeliese seun is, hy is my ouderdom, 19, net so 2 maande ouer as ek. Dis niks, né? So ja, hy is 'n Oekraïense-Israeliese seun. Sy 2 native tale is Ukrainian en Russies. En ja, hy praat natuurlik ook vlot Hebreëus en Engels. En hy is baie lief vir Jesus. Ek dink hy is soos 'n messiaanse gelowige.
Maar ja, hy is baie lief vir Jesus en ja, hy hou daarvan om baie te bid ook vir Jesus en hy hou daarvan om vir Jesus te sing. En wanneer hy sing, dan sing hy nie net alleen nie. Hy speel ook sy gitaar saam met dit. So hy speel en hy sing. Hy kan baie goed gitaar speel, soos baie vinnig. Hy is letterlik 'n expert in dit. Dit is nie te sê ek wil eintlik nou gitaar leer nie. Ek's nie geïnteresseerd nie, maar dit is my nogals amazing dat hy so goed gitaar kan speel. Ek glo dit is 'n talent van Jesus af. Jesus het hom geseën met so talent om gitaar te speel. So hy speel baie goed gitaar en ek's baie beïndruk met hom, ek moet sê. Ja. So ja, my vriende, ek dink ek het nou 'n video vir lank genoeg gemaak. Ek kan julle nou maar seën groet met Shalom. Shalom beteken vrede, dis in Hebreëus. Omdat ek mos hier in Israel gebore was, omdat ek hier groot geword het, kan ek natuurlik perfek Hebreëus praat, julle weet. Met 'n Israeliese aksent. So ja. Ja, julle mense. So ja, Shalom beteken vrede. Nou het ek begin baie kere wanneer ek my stemboodskappe op WhatsApp klaar maak en wanneer ek video's klaar maak, sê ek nou gesondheid, Shalom en Yeshua blessings. Dit maak dit baie mooi, julle weet. So ek seën groet julle nou met gesondheid, Shalom en Yeshua blessings. Mag julle 'n wonderlike nag of dag hê. Dit hang af waar julle bly. As julle hier in Israel bly, dan sê ek vir julle goeie nag. As julle in Amerika bly, sê ek vir julle goeie dag. Dit hang af waar julle bly, julle weet. In Suid-Afrika is dit ook nou goeie nag. So ja, Shalom vir julle. Goeie nag. Mag Jesus Christus, Yeshua, julle seën. Mag hy julle oplig en julle ryklik seën en mag alles goed met julle gaan en mag net goedheid en guns vir julle volg al die dae van julle lewens. Bye bye.